Ek is Anton Trenig, Georgette nou al vir amper 'n jaar en 'n half in die vermaaklikheidsbedryf, wat beteken ek moet op 'n klomp plekke werk om die pot aan die kook te hou. So skryf 'n bietjie, act 'n bietjie en doen ook radiowerk. Skryfwerk, my liefde daarvoor, ek dink dit meer uitgekom uit nood uit, as uit liefde uit. As jy toneel speel, dan is dit baie moeilik om teks aan die hande te kry. En as jy teks kry, dan moet jy gewoonlik daarvoor betaal. So veral as student, moes jy maar uit nood uit begin skryf, en daar het ek 'n liefde daarvoor ontwikkel, en ook gevind dat ek redelik goed daarmee is. En is nogal snaaks hoe ou lief raak vir iets waarmee jy goed is. So, ek hou van stories vertel, in watse vorm ook al, of dit nou is oor die radio, of dit is oor TV-skerm, as toneelspeler, of as aanbieder, en dan hou ek baie daarvan om dit dan ook te skryf. Ek het begin skryf vir radio, RSG meer spesifiek, waar dit gaan oor radiodramas, en dan ook meer hulle radio vervolgverhale. So ek het so 10 jaar gelede dat ek daarmee my eerste geld verdien. Voordat het ek al 'n paar toneelstukke geskryf en so aan, maar dit is waar ek my eerste geldjie daar uit verdien het. En ek doen dit nou al so vir die afgelope 10 jaar, wat ek elke jaar middag vervolgverhaal vir RSG skryf. Dan het ek ook vir TV, was ek gelukkig genoeg om so 'n paar jaar gelede die kans te kry om aan Die Byl te kon werk. Die Byl was 13 episode reeks vir Kyknet, 1,5 episodes wat lekker maak, want dan kan jy lekker in diepte skryf. En ek het so 4 van daai episodes geskryf, en ons hou duim vas, dat ons hierdie jaar miskien weer kan begin werk aan Die Byl 2. Tans op die huidige oomblik is ek besig om te werk aan 'n vervolgverhaal vir RSG. Die naam van die verhaal is Heuningbos. Dit gaan oor die deel van die wêreld. So jy mag dalk van die mense wat jy ontmoet het, van hulle karaktertrekke mag jy dalk in die storie in van die karakters sien of hoor. Dit gaan op RSG wees, en dit sal begin aan die einde van April. So van die einde van April af vir 3 maande sal jy hom elke middag op RSG hoor. So, Kring in die Bos, ons het so 'n jaar gelede by die George Arts Theatre 'n draai gaan maak. En so 'n ongelooflike mooi teater, baie ryk geskiedenis, en daar word baie produksies daar gedoen, maar ons het toch gesien dat daar 'n bietjie van 'n leemte is vir Afrikaanse produksies. En om 'n gehoor te kan lok en gehoor te begin opbou, moet jy begin met 'n werk wat mense ken, en ons het dadelik gedink aan iets van Daleen Matthee. Veel as 'n kind was toe ongelukkig klaar bespreek, ons mag hom nie opgevoer vir die volgende 2 jaar nie, en toe natuurlik is dit Kring in 'n Bos, 'n ongelooflike mooi stuk, wat gaan oor die natuur hier, wat gaan oor die mense hier, en ons het die kans aangegryp om daai stuk aan te pak. Was baie lekker om met mense van die teater te werk. Jy weet, dit is mense wat deur die dag ander werke het, maar tog so professioneel is, dat dit regtig 'n plesier was om saam met die mense te kon werk. Groot rede waarom ek ook betrokke geraak het by Kring in 'n Bos is om self weer 'n bietjie te kon op die verhoog wees. Mens vind dit nogal moeilik om deesdae as jy nie heeltemal professioneel 100% betrokke kan wees nie. Vind mense dit moeilik om verhoogwerk te kan doen. Verhoogwerk vat baie tyd, en jy moet by groot professionele produksies betrokke wees om genoeg geld te kan maak. So die enigste ander plek waar jy regtig jou kan uitleef is in die gemeenskapsteater, en hier kry jy daai kans om soort van semi-professioneel dan die stukke te kon doen, en jy weet, om 'n uur lank op 'n verhoog in 'n teater onder die ligte met klank en met daai gevoel, warm gevoel wat die teater jou bied, te kan speel, is regtig iets wat ek na verlang het, en wat 'n passie is, en dis een van die groot redes hoekom ek daarbey betrokke geraak het. In die toekoms sal ek graag hier in George, as ons nou kyk na die teater, daar wil probeer om 'n Daleen Matthee fees op die been te bring. So ons kyk volgende jaar, of ons nie dalk 'n bietjie meer van haar werke kan uitbrei, en dalk in plaas van net 2 dae optrede, dalk maak het ons 3 of 4 dae, en in plaas van net 1 stuk, dalk 2 stukke, en miskien van haar stories voorlees. Sy is van hierdie deel van die wêreld. Sy is die Afrikaanse skrywer wat al die meeste boeke verkoop het, die enigste Afrikaanse skrywer wat al oor 1 miljoen kopieë van haar boeke kon verkoop het. En ek dink is regtig iets waarop ons as Suid-Kaapenaars kan trots wees, en ek dink hier in George kan ons dalk daai gapentjie vat om haar regtig deel te maak van ons teater
samelewing hier en dan elke jaar ietsie aan te bied wat uit haar pen uitgekom het. Ja, as dit kom by toekennings is dit altyd 'n moeilike ding. Jy weet, ek wil nie regtig spog nie, maar aan die ander kant is 'n toekenning is baie lekker vir 'n ou omdat die rede dit kom uit gewoonlik uit mense wat in jou industrie werk en jy weet dan vir jou wil sê, weet jy, maar jy het goed gedoen. En dit is lekker om te hoor, beteken dat jy ook goed gedoen het. Veral as mens kyk na weet, die soort werk wat ons doen, waar daar gewoonlik baie ouens is wat gaan kritiseer. Is dit lekker om dan 'n goeie woord te kry. So, as dit kom by radiowerk, was ek gelukkig genoeg om so 3 jaar na mekaar genomineer te gewees het vir ATKV Media Veertjie. En ek kon toe ook 2 jaar gelede het ek ATKV Media Veertjie vir beste radioomroeper by 'n gemeenskapstasie het ek gewen, waarop ek baie trots is. En dan ook by die MTN Radio Awards wat gaan vir alle radiostasies in Suid-Afrika. Kon ek ook 1 jaar daar vir beste middag-aanbieder kon ek ook 'n toekenning gewen het. Wat lekker is, want daar gaan dit oor al die tale. Soos Engels, Afrikaans, Zulu, Xhosa, almal was daar en om daar dan so een te kon gewen het was baie lekker. Ja, en dan verder weet 1 of 2 van waar ek gebly het. Eers aan die Oosrand het die munisipaliteit daar ook vir my 'n toekenning gegee. Toe ek nog redelik jonk was en in 'n paar films kon gespeel het. En dan is dit altyd lekker om van mense in jou omgewing dan 'n toekenning te kry. Die groot rede hoekom ek George toe getrek het, was my gesin. Ons het op 'n stadium gekom, ons gevoel die groot stad maak het ons by van mekaar verbyleef en ek my vrou het altyd die droom gehad om eendag in die deel van die wêreld te kom aftree en toe was ons in 'n gelukkige posisie waar ons kon gesê het, maar hoekom kan ons dit nou al doen nie? Die kinders het baie lekker aangepas in die deel van die wêreld. Ons geniet dit hier. My vrou self is 'n onderwyseres, maar ook saam met my drama geswat, so sy deel in alles wat ek doen en sy vat byvoorbeeld my tekste en sy edit dit vir my, veral vir my spelfoute en taalfoute en so aan, en dan die kinders self, hulle is ook betrokke as ons produksies het, hulle moet maar agter die verhoog help. Is baie interessant hoe partykeer mense, veral in ons lyn van werk, sal sê, maar hoe kan jy dat jou kind TV-werk doen, of hoe kan dit jou kind soke verhoogwerk doen? En jy weet, as hulle 'n passie daarvoor het, hoekom nie? As jou kind goed is met sport, laat jy hom elke middag sport oefen, so as hulle lief is daarvoor, en hulle is lief vir die verhoogwerk, hoekom nie dat hulle dan tyd daarin spandeer, en dan selfs eendag miskien kyk om dit dalk 'n beroep te maak. Ek weet nie altyd nie, want dit is maar 'n moeilike wêreld, maar jy weet, as jy as ouer 'n pad gestap het, dan is dit altyd makliker om vir jou kinders dan deur daai selfde paaie te help op die einde van die dag. So as hulle dan dink daaraan om in die vermaaklikheidswêreld in te gaan, sal dit nie die einde van die wêreld wees nie. Ja, dit sal my trots maak as 'n pa om te dink dat my kinders in my voetspore wil volg.